Voor ons welkom sê, hier buite staan 'n Polo, Volkswagen Polo, witte, met 'n rolstoel in, maar die ligte brand, die ligte van die motor, nie van die rolstoel nie. So as jy net wil gaan skakel net die ligte af asseblief daar. Die selfone hier binne natuurlik afgeskakel. Motor se ligte af, anders gaan ons huis toe stap in die mis. Baie hartlik welkom in die huis van die Here vanoggend. Ons het 'n lekker program uit vir die lofprysing van die Pinksterfees vanoggend en ons vertrou dat u natuurlik die sang saam met ons gaan geniet. Kom ons gaan begin eers, laat ek eers sê van die selfone, die kersie agter my is baie welkom om 'n kersie te kom aansteek. Wees versigtig dat u nie my ook in die proses aansteek nie. So hou net die kersies daar en natuurlik die diens word opgeneem soos gewoonlik en uitgesaai en u is baie hartlik welkom. Dan kom ons begin vanoggend met 'n baie mooi loflied. Ons gaan hoofsaaklik lofliedere sing. Dit is lied 525, Here hoe blymoedig en 'n dank oorvloedig maak U my die hart. Kom ons sing daai 3 versies. Lied 458 sê, ons lof en ons eer aan die Here. Is 'n pragtige loflied en ons gaan dit sing op die wysie van die bekende Kom dank nou almal God wat gesang of lied 188 is. So kom ons sing daarvan, ook vers 1 en vers 3. Oh
Attie van der Kolf het 'n baie groot bydrae gelewer en insig gehad in die samestelling van die liedboek soos ons dit ken. Hy het baie van die liedjies getoon, sê het en geskryf en so meer. Sy bekendste werk is seker die een waar hy die gelykenis vertel van die verlore seun, genade onbeskryflik groot. Maar 'n ander een wat hy baie mooi gedoen het, wat ek dink baie mooi is, was die gelykenis van die 10 meisies met hulle lampe. Die 5 wat wel lekker in die kop was en die ander nie so lekker nie. En 539 is die lied. En hy sing dit op die wysie van staan op vir Jesus, wat jy onthou uit die Halleluja uit. Kom ons vertel hierdie pragtige storie. Ons sing nou 'n lied of twee uit die Vlamboek. Uit die Vlamboek gaan ons sing die beeld van God wat ons aangeleer het so 'n maand of 2, 3 gelede. Mooi foto daai van die ouetjie wat linksom gitaar speel, né? Sien jy dit? Dit is so maklik nie. Maar aan die ander kant is 'n rooi kop, so is anders. Anders. Kom ons sê hierdie jou lewe is 'n lofgedig geskryf tot eer van die Here. En onthou dit ook in die Pinkstertyd wat nou verby is, maar wat ons gaan uitlewe, wat ons sal onthou ons is lofgedigte vir die Here. Kom ons sing hierdie lied. Geskryf tot sy eer, sorgvuldig elke woord gekies, soos die reënboog se kleur. Jy's ontwaan in die hemel, verteenwoordiger van God, sorgvuldig aan mekaar geweef, om te leef met een gebod. Mag jy omgee en lief hê, en so sy beeld uitdra.
Ek het aan die begin nie vergeet nie, maar ek het net teruggehou om te sê welkom aan ons orkeslede daar aan die regterkant, my regterkant. En julle baie dankie hoor. Klavierspel is ook baie mooi en 'n baie lekker afwisseling daar. Kom ons gaan voort by die Psalm 34. Ons sing ons 2 versies daar van die pragtige lied. Daarom sing ek en daarom gee ek U my stem. Here, U is my lewe, ek ken U veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my voet met brute krag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en trompette. Daarom sing ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles seën tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Kom ons sluit af met Psalm 48. Hemelvader, ek aanbid U. Baie dankie en die leraar op die kansel vanoggend sê jy sien dis dominee Henry. Baie welkom dominee Henry. Jy kan nou maar opkyk, die gemeente is gereed vir.
Goeiemôre vriende. Dit is vir my lekker om vanoggend hier te wees. Julle sal hoor my stem is nie wat dit moet wees nie. Maar ek het hom gelukkig my water hier langs my. Ek wil vanoggend begin met ons afkondigings. Daar's net enkele afkondigings. Julle sal sien op die wat julle gekry het, weer ons bediening missionaal se terugvoering oor hulle werk by Okkie Smits en Makatini besoeke. En dan vriende, sê julle ook weet dat ons weer 'n jagpakket se loetjies verkoop het. Baie dankie aan elkeen van julle wat 'n bydrae gelewer het. En dan vriende, ons deuroffers vanoggend gaan in die herberg kinderhuis. En dan ook net belangrik die belydennisklas. Willie het my net nou gebel, soos julle kan hoor. Hoop ons my stem maak die einde van die diens. Ek stel voor hierdie eerste ry banke gaan kry, maar so lank vir julle verkoue goed. Maar Willie het vir my net nou gesê, herinner, hy is in Pearly Beach vanoggend met die afsluiting van Pinkster. So die belydennisklas, julle het vanoggend 'n losloetjie. En dan vriende, ek dink dit is dit, en dan het ons voorbereidingslysie. Ons dink aan oom Ben de Lange van Perlemoenbaai, Judith Hartman van Herberg aan See, en ons dink ook aan almal in Herberg aan See, en dan dink ons ook aan my stem. Vriende, ek dink dis dit. Dan is ek oortuig gewees dat julle vanoggend nie naby my gaan wil kom nie. So ek gaan nie die sjokolades uitdeel nie, maar ons gaan nog steeds doen. Ek het vir die diakens gevra om dit uit te deel. So ek wil eers hoor, dankie Tannie. Kom ons hoor eers vanoggend enige verjaarsdag die week. As hy hier onder is daar verjaarsdag, daar's 'n verjaarsdag. Oom Ivan verjaar. As hy, is daar nog verjaarsdag, daar's nog 'n verjaarsdag hierso in daar op die hoek, hier by die diakens. Is hier nog enige verjaarsdag hieronder? Reg, kom ons hoor dan enige huweliksherdenkings. Is daar bo enige huweliksherdenkings? Hoekom is dit nou van die bo af moeiliker om julle te sien as van onder af? Geen huweliksherdenkings nie, en dan doopdatums. Enige doopdatums hierdie week. Is daar min sjokolades? Alright. Alright, dan dink ek is dit ons sjokolades vir vanoggend. Vriende, dankie Tannie. Dis hy. Dis dan vriende wil ek kan ons vir 'n oomblik stil raak en dan sing ons vanoggend ons toetredingslied saam. Lied 163, die bekende soos 'n wildsbok. Soos 'n wildsbok wat smag na water
soos 'n wildspok wat smag na waterstrome. So smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy Gees, wat ons vandag ook vier. Amen. Nou die afgelope week het ek en Willie het ons in Pearly Beach Pinksterreeks aangebied. Ons het gepraat juis teen die agtergrond van een van professor Dirkie Smit se boekies Verlange na meer. En die hele tema was hierdie verlange dat ons as mens eintlik met 'n ingebore verlange na meer geskep is. En hoe lyk hierdie verlange? En die lied wat die hele week lank wat ons saam gesing het, eintlik as 'n temalied vir die reeks, was lied 393 en ek gaan vra dat ons vanoggend as loflied lied 393 sing vers 1, 3 en 4. Vriende, vanoggend is ons hier saam met Pinksterfees. Pinksterfees wat natuurlik gedenk die uitstorting van die Gees, soos wat ons dit in Handelinge vind. Ons gaan net nou ook 'n stukkie daarvan lees en natuurlik Pinkster, die Pinkstertyd, die tyd tussen Hemelvaart en vandag Pinkstersondag of Pinksterfees, is natuurlik van die disippels, van die apostels af, is dit hierdie tyd gekenmerk deur hierdie afwagting, daarom ook Laasondag wat Exaudi Sondag tradisioneel genoem is, wat vertaal na
hoor of luister, wat eintlik terugroep hier na die psalms, ek dink ook op Psalm 42 wat sê, hoor Here, hoor tog ons verlange, hoor tog ons gebed, hoor tog ons smagting na meer. En Pinksterfees wat eintlik dan ook die Sondag is wat ons God se antwoord in soveel opsigte vier. Voordat ons vanoggend saam gaan lees, kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Here, vanoggend kom ons voor U op Pinksterfees. Die dag waarop U Gees uitgestort het. Die dag waarop U verlange na ons 'n adres gekry het in ons harte. Here, ons bely dat ons so maklik vergeet om te verlang. Hoe begeerte in die plek van verlange kom, hoe ons besig raak met ons eie lewens en vergeet om aan te klop, om te soek, om te hinker na U. Maar ons dank U dat U nooit ophou om na ons te verlang nie, dat U uitgehardloop het toe ons nog ver was, dat U U Seun gestuur het, dat U U Gees uitgestort het. Vergewe ons, Heer, en wek opnuut weer 'n verlange in ons. Amen. Vriende, ek het vir Tannie Elise 'n teks uit Openbaring gegee, maar intussen het ek besluit ek wil nog ander tekste bylees. Ek wil vir ons uit Handelinge 2 uit, wil ek ook vir ons die eerste 4 verse van Handelinge 2 lees en dan uit Johannes 7 uit ook 2 verse. Handelinge 2 vanaf vers 1, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar en onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal en almal is vervul met die Heilige Gees. En het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het, om hardop uit te spreek. En dan spring ek na Johannes 7 toe, ek wil daar lees vanaf vers 37 tot en met vers 39, op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gaan staan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hulle na my kom, en drink. Hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het hy van die Gees gesê, die wat in hom glo sou ontvang. Die Gees wat immers nog nie daar was, immers nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. En dan spring ons vriende na die laaste hoofstuk van die Bybel, na Openbaring toe. Openbaring 22, en dan lees ons daar vanaf vers 12 tot en met vers 17. Kyk, ek kom gou, en die beloning is by my, om elkeen volgens sy optrede te beloon. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Gelukkig is diegene wat hulle lang stolas was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, en die stad deur die poorte kan binnegaan. Die honde bly buite, ook die towenaars en die oreerders, die moordenaars en die afgodedienaars, en ook elkeen wat die leuen liefhet en beoefen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om teenoor julle ook hierdie dinge in die gemeentes te getuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die helder môrester.
En dan die vers wat ek op wil fokus vanoggend, en die Gees en die bruid sê, kom. En laat elkeen wat luister sê, kom. En laat elkeen wat dors het, kom. En laat elkeen wat dit begeer, die water van die lewe kom kry. Verniet. Ons lees tot so ver toe. Nou vriende, die tema van dors is in die hele Bybel 'n gereelde tema. Ons het dit uit Psalm 42 vanoggend gehoor. Ons hoor dit hier, ons hoor dit in Johannes, ons hoor dit in Openbaring. Nou, wanneer laas was jy 'n regtig dors gewees? Ons is eintlik nie meer gewoond daaraan nie, want daar's elke dag is dit as jy dors is, gaan draai jy maar net eenvoudig die kraan oop en jy kan water drink. Toe ek en Willie die Visrivier gaan stap het 'n paar jaar terug, ek sien nou seker hoe lank terug, nie 2 of 3 jaar terug, was dit in 'n droogte gewees. So veral hier na die einde toe, is jy elke keer maar bietjie paniekerig, jy wil nie te veel van jou water drink nie, want jy is nie seker hoe ver jy gaan moet stap voordat jy weer water gaan kry nie. En dan kom jy mos op daai punt wat dit eintlik alles waaroor jy dink. Al wat jy nou begeer is net eenvoudig om iets bietjie te kan hê wat hierdie dors by my les. Mens kan dit mos nie ignoreer nie. Dit raak alwaar jy dink. Maar dit is ook nogal interessant, want ek gaan lees so 'n bietjie op daaroor. En is baie interessant, nê? En in ons brein is daar eintlik nogal redelik gesofistikeerde selle. En daai selle is so sensortjies wat die heeltyd besig is om die bloed in ons lyf te toets of die soutinhoud te hoog raak of te laag is. En nog voordat jy enige iets voel, begin daai selle vir jou sê, maar dis tyd om water te drink, jy's dors. Maar is baie interessant ook, jou motor wys mos, as daai motor se olieliggie aangaan, dan moes jy mos al gestop het. Want dan is die skade waarskynlik klaar daar, maar hierdie selle werk baie slim, lank voordat daar enige moontlikheid vir gevaar is, begin daai selle vir jou lyf sê, jy's dors. En dan is dit hierdie al wat ek dan eintlik dan wil hê, is ek wil nou net iets hê om te drink. En het jy al agtergekom, as jy verskriklik dors is daar mos niks lekkerder dan net as water nie. 'n Lekker glas koue water, as jy nou tot die dood toe dors is. En weet julle wat nogal interessant is, wat ek toe nou ook raak lees, is wanneer mens so dors is, dan leer jou brein vir jou juis ook om water te wil drink. So wat gebeur die oomblik as jy dan water drink, dan skop die beloningsstelsel van jou brein skop dan in. Die groot mense, julle sal nou weet van dopamien. Nou kinders, dis eintlik nou maar net dopamien, dis jou brein, onthou julle die fliek Inside Out. Julle het dit ooit gekyk, die kinders? Van daai mannetjies wat al die emosies wat in die brein is. Oupas en oumas, gaan doen julle self 'n guns, gaan kyk bietjie daai fliek. Dit help mense so om weer net 'n bietjie elementêr jouself ook te verstaan, want in die brein is al hierdie mannetjies, die een is bloedrooi, hy is natuurlik woede, hy wil vir alles kwaad raak, die ander een is skaam, die ander een is geluk, en so is die hele lot mannetjies daar. Nou dopamien is eintlik, soos in die fliek is daar mos die hoofkarakter is joy. En dopamien is eintlik daai joy, is wat vir my laat voel, ek is gelukkig, dis lekker, dis hoekom daar niks lekkerder is as lekker water as jy so verskriklik dors is nie. Maar nou, die interessante nê, daai sensortjies raak oud. Ek het dit nie geweet nie.
So nou begin ek wonder, ek het nog nie agtergekom nie, maar hoe ouer jy raak, hoe minder herinner daai sensortjies vir jou, maar jy's dors. So ek het nie geweet nie, hier sit vanoggend 'n klomp dors mense in die kerk wat dit net nie weet nie. Nou, die hartseer is, dat hulle ook al baie navorsing gedoen het oor mense wat in krisisse kom, soos iemand wat in 'n woestyn verdwaal of ook al. Daai begeerte, daai verlange na water raak so groot, dat jy nie meer behoorlik kan dink nie. So dan kry hulle, dis 'n algemene ding, dat mense wat iewers gestrand is of verlore geraak het, veral naby die see, dat mense so dors raak, dat hulle op 'n punt kom, dat hulle lyf so water begeer, dat hulle dan maar sommer sal seewater drink. En die ironie is, seewater natuurlik, se soutinhoud is baie hoër as wat ons bloed is. So die hartseer is, dan gebeur presies die teenoorgestelde. Iets wat ek net drink, net om daar te kan voel, ek kry dan iets in, doen presies die teenoorgestelde van wat ek eintlik daarmee wou bereik. So wat is op die ou einde as dit by water kom, wat is gesond? Ons moet nie wag tot ons elke keer, ons weet dit almal, wat is dit, of 2 liter water 'n dag, of 8 glase water 'n dag, jy is nie veronderstel om te wag tot jy dors voel nie, jy moet die heeltyd maar water drink. Dieselfde geld vir ons geloofslewe. Hierdie verlange na God, Pinkstertyd wat juist dit is, hierdie waar die apostels by mekaar gekom het, en voortdurend tot God gebid het, voortdurend by God gepleit het. Here, ons is bietjie skrikkerig, U's weg. Wat nou, Here? Ons is verlange wesens. Maar net soos ons fisies dors raak ons geestelik ook dors. Verlange na God. Maar die probleem is dat ons baie maklik probeer soos wat hierdie selle soos ons ouer raak, meer afgestomp raak, minder vir ons herinner dat ons dors raak, so raak ons dikwels ook in ons geloofslewe ook. Begin al minder agterkom dat ek eintlik na die Here verlang, begin al minder agterkom dat daar meer is aan hierdie lewe. En dan probeer ons ook op 'n stadium hierdie goed natuurlik vervang. Daar's soveel ander dinge wat ek tydelik so seewater drink. Solank ek daarom net iets kan drink, solank ek daarom dan net 'n beter kar kan kry, solank ek net 'n groter huis het, solank ek net meer geld kan kry, solank ek net beter gesondheid kry, al hierdie dinge wat ons probeer doen om net eenvoudig hierdie verlange te probeer voed. Maar nie alles werk nie. Sien, verlange kan nie met begeerte vervang word nie. Verlange is iets wat my uit myself uittrek. Ek soek na God. Ek soek na my medemens. Begeerte is iets wat my in myself intrek. Ek wil meer hê. Ek wil hê wat ander het en ander raak eintlik dan maar die vyand, want ander raak bedreigend vir dit wat ek wil hê. Vir Pinksterfees kom staan ons eintlik by hierdie antwoord. Die heel laaste hoofstuk in die Bybel, Openbaring 22, en baie naby aan die einde, hierdie vers 17 wat ons gelees het, met die uitnodiging, kom na my toe. Sien, want hierdie verlange, hoor ons hierso staan, vers 17 het begin, die Gees en die bruid sê kom. Hierdie uitroep na die Here, om te sê, Here, maar kom, ons begeer U, ons verlang na U.
Wat sien die bruid natuurlik, as julle nou Openbaring gaan lees, as julle sien die bruid is die kerk. Ons is die bruid, en die bruid wat bly verlang. Mense wat bid en sing en wag en hoop, mense wat soms moeg raak, wat soms twyfel. Ek en jy, hier sit ons. Ons is nie hier omdat dit altyd goed gaan nie. Ons is hier omdat ons verlang. Omdat ons weer ons meer aan die lewe, as net die gejaag wat daar buite aangaan. En is nie 'n nuwe verlange nie, en daarom wat ons vandag ook hier op Pinksterfees voor die Here kom staan en sê, kom Here. Die kerk het deur die eeue lank, in hierdie week, in hierdie tyd, elke jaar, afwagtend hierdie gebed gebid. Kom Here Jesus. En op Pinksterdag vier ons dat die Here inderdaad reageer. Dat die Here inderdaad na ons toe kom. En die wonderlike is die vreemde, dis die misterie van die evangelie. Wanneer ek en jy hier sit en ons bid vir die Here, kom Here. Ons verlang na U, dan sê Openbaring vir ons, maar ons bid dit nie alleen nie. Die Gees bid saam met ons. Die Gees roep saam met ons. Want sien, die Gees is eintlik soos 'n vriend wat saam met jou wag. As jy verlang na iets goeds, verlang die Heilige Gees saam met ons. En dan is die wonderlike, dan raak hierdie verlange, hierdie uitroep, die Gees in die bruid wat sê kom, dit raak aansteeklik, en laat elkeen wat luister sê kom. Iets wonderliks gebeur hierso. Hulle wat hoor, word ook deel hiervan. Dis die wonder van die kerk, ons roeping as kerk, dat ons op so 'n manier moet verlang in hierdie lewe na die Here, wat meer gee, as wat ons uit hierdie lewe kan kry, dat ander ook daarvan wil deel raak, dat ander ook sê, kom Here, dat ander ook aangesteek word daardeur. Dat hulle kyk na die kerk en sê, maar die kerk, die bruid, ek en jy, hierdie mense snap iets, dat daar meer is aan die lewe as net hierdie gejaag van die oggend tot die aand. Ek begeer ook daarna, en daarom wil ek saam met die kerk kom sê, kom Here, ek verlang na meer, as net hierdie lewe. Sien, die kerk van Pinkster is 'n verlangende kerk. Mense wat nie net vir hulle self verlang nie, maar ook ander nooi om saam met ons te verlang. Verlange wat soos 'n veldbrand versprei. Dis ons roeping. Is eintlik soos wanneer jy iets wonderliks ontdek. Ons almal ken die kinders en die kleinkinders. As hulle mos iets in die tuin kry, dan kom hulle in die huis ingehardloop en jy moet nou kom kyk, onmiddellik kom kyk. Hulle wil net dit wat hulle ontdek het, verlang hulle net dat jy daarin sal deel. Kom kyk gou, vergeet van alles, vergeet van die vleis op die kole, vergeet van die kos op die stoof, kom kyk net nou. Al is dit net 'n ou blommetjie wat gekry is. Dis die kerk. Dis wie ons moet wees. Mense wat in die wêreld rondhardloop en aanhou vertel, daar's meer. En dan, hoor net hoe mooi, en laat elkeen wat dors het kom. Hoe dit omdraai. Hierdie eerste 2 dele is eintlik die mens wat uitroep. Maar
Kom Here, kom, ons verlang na U, ons verlang om meer van U te beleef, ons verlang om U liefde en U genade te verstaan, en hier draai hy om, en die uitnodiging kom eintlik terug, na mense wat dors is. Laat elkeen wat dors het kom, en ewe skielik begin die Here aan die woord kom, begin Jesus aan die woord kom en sê, maar ek verlang ook na julle. Kom as jy dors is. Laat hom wat wil die water van die lewe ontvang, verniet, sonder betaling. Ons hou aan om te leef met in ons geloofslewe asof die prys vir my en jou duur is. Asof ek 'n lysie goed moet doen, asof daar sekere goed is wat ek in plek moet hê om goed genoeg in die oë van die Here te wees. Die prys is inderdaad duur gewees. Die prys was op die kruis betaal. Die prys vir my en jou om hierdie verlange te voed was die dood van die lewende Here. Maar nou is dit verniet. Ek en jy kan net in dankbaarheid kan ons eintlik maar net sê, Here, dankie. Die enigste voorwaarde vir my en jou is dat ons sal dors wees. Dat ons sal verlang na hierdie Here. Jesus het dit self gesê in Johannes 7. Op die laaste groot dag van die fees het hy gestaan en uitgeroep, as iemand dors is, laat hom na my toe kom en drink. Dit was 'n oop uitnodiging vir my en jou, vir die kerk, vir die wêreld. Maar ek en jy moet so verlang dat die wêreld ook raak sien hoe dors hulle is. Dat hulle beleef, dis hartseer, dat die kerk eintlik dikwels die teenoorgestelde reg kry. Dat ons dikwels vir mense daar buite wys, maar kyk hoe werk die kerk met mekaar. Ek verkies om eerder buite te staan. Terwyl ons vir die wêreld moet wys, sien, dat ons lewe het. En die voorreg natuurlik vandag is, hier kom sit ons, by die nagmaalstafel. En by die tafel ontmoet hierdie twee verlangens mekaar. Die verlange van God, of die verlange van ons na God eintlik, maar ook die verlange van God weer na ons toe. God wat vir my en vir jou kom sê, soos dat jy na my verlang, so verlang ek na jou, soveel so, dat jy vandag aan hierdie tafel kan sit. Een van die tekste wat ek hierdie week gebruik het, was die teks van die verlore seun, wat eintlik totale alverkeerde benaming is. Ek sê dit elke keer as ek hieroor preek. Dis nie die verhaal van die verlore seun nie. Dis die verhaal van die pa. Daai verhaal gaan suiwer oor die pa. En in hierdie gelykenis vertel Jesus vir ons iets van wie die pa is, wie hierdie God is. Hy staan nie met sy arms gekruis op die stoep en wag met 'n nors gesig nie. Hy staan afwagtend. Hy kyk en hy sien sy seun kom aan, sy seun wat hy ellelange toespraak gaan voorberei het om vir sy pa te gaan vertel hoe sleg hy is. Maar hy kry nooit kans om sy toespraak te gee nie. Hy kry nooit kans om te kom bely nie, want voor hy kan keer, sien sy pa hom van ver af aankom en hy begin hardloop. Ek dink nie ons besef hoe revolusionêr hierdie gelykenis is wat Jesus vertel nie.
in 'n eerskande kultuur waar pa die hoof van 'n huis is en ten alle koste die eer van die huis moet beskerm, sal homself nooit so teenoor 'n seun of 'n kind gedra nie. En hier kom vertel Jesus die verhaal van hierdie pa wat aangehardloop kom en die kind probeer nog vertel. Hy probeer nog bely, hy probeer nog reg kry. Maar hy kry nie kans nie want sy pa is te besig om vir hom vas te druk. Sy pa is te besig om vir hom te soen. Sy pa is te besig om vir hom die beste klere in die huis te laat kry en die fees gereed te kry. Want die pa het verlang. En so sit ons vandag aan die nagmaalstafel van hierdie pa wat vir elkeen wat vanoggend hier is kom sê, my kind, ek het verlang en daarom het ek gehardloop en daarom kom druk ek jou vas teen my bors so min soos wat jy dit verdien. Ek kan nie minder omgee of jy nou vandag gereed is om al jou sondes te bely of jy gereed is om alles wat jy verkeerd gedoen het nou te kom op die tafel sit of nie. Dis die ware kwaarie nie, al ware kwaarie is jy's hier. En ek het verlang. Ons leef in 'n wêreld, vriende, wat vir ons vertel ons moet meer hê. Meer besittings, beter gesondheid, beter kinders. Ons moet alles moet reg gedoen word. Alles moet altyd reg wees. Almal moet die beste geleenthede kry. Dink julle sal met my saamstem? Daar is nie 'n versadigingspunt nie. Hoe meer jy het, hoe meer moet jy kry. En hier kom Pinkster. En hier kom staan ons. En die Here sê niks hiervan het jy nodig nie. Kom net. Hier is ek. Die Gees sê dit. Die kerk, ek en jy sê dit. En Jesus reageer en hy sê dit vir my en vir jou. Kom, as jy dors is, as jy vandag verlore voel, kom sit aan hierdie tafel. As jy moeg is, kom sit hier. As jy twyfel, dis ook oukei, kom. As jy verlang, kom, sonder betaling, sommer net verniet. Want die water van die lewe is vir my en is vir jou. Here, wat 'n voorreg. Here, ek moet bely, na alle waarskynlikheid voor die dag verby is, gaan ek weer begin jaag. Na alles wat moet gebeur en alles wat moet gereed wees en alles wat bereik moet word. Maar dankie Here vir hierdie oomblik. Dat ons vanoggend hier kan wees en net beleef hoe U arms om ons gooi. Met al ons foute, met al ons tekortkominge, met al ons seer, met al ons begeertes. Here, help dat ons darm net 'n bietjie langer vandag weer sal verlang. Dat dit ons net 'n bietjie dieper sal laat asemhaal. En in U vrede bly. Amen. Vriende, ons gee 'n geleentheid vir die dankoffers.
Here, wanneer ons offers bring ons dit met dankbaarheid, omdat ons weet, U het nie net vir ons 'n deel gegee nie. U het Uself volkome vir ons gegee. Sodat ons vandag iets van die hemelse feesmaal kan beleef. Dankie Here daarvoor. Amen. Vriende, terwyl die nagmaalstafel gereed gemaak gaan word, gaan die koor vir ons voorgaan met 'n lied. Baie dankie vir die koor. Ek wil dan die persone wat saam met my aan die tafel gaan wees ook nooi. Hulle kan ook saam met my hulle plekke kom inneem.
Vriende, kom ons nou moet ek gou onthou die diakens kom staan, julle kom staan nog, ons doen eers die gebed, nee. Ja, kom ons sit net so, vriende, en dan sluit ons oë. Here, wat 'n voorreg om aan u tafel te kan sit. Here, ons weet dat hierdie maar net 'n kelkie wyn en 'n stukkie brood is. Maar op een of ander misterieuse manier ontmoet u ons hier. Kom voed u ons verlange. Herinner ons dat daar meer is aan die lewe. As net 'n gejaag na begeertes. Dankie Here dat ons vandag die voorreg het om hier te sit. Nie omdat ons perfek is nie. Nie omdat ons foutloos is nie. Maar net omdat ons verlang en dit vir u genoeg is. Amen. Julle kan maar julle plekke inneem. Die diakens, as julle sal vorentoe kom. As mens verstaan ons nie weer, maar hy stuur vir ons 'n leidsman trou, hy lei ons na U. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my aan die waarheid, leer my van die seën, wees ook U my trooster, kom o Skepper Gees.
As mens verstaan ons nie veel, maar U stuur vir ons 'n leidsman trou, hy lei ons na U. Kom ons Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees ook U my trooster, kom ons Skepper Gees. Vriende, terwyl hulle nog uitdeel, is daar enige iemand wat met die brood oorgeslaan is? Almal gekry van die brood? Ek dink so, ek dink daar's nog 'n paar mense wat van die wyn of die sap kry. Miskien net gou geleentheid daarvoor. Daar nog enige iemand, dit lyk of die meeste nou al sap of wyn gekry het? Kom ons kyk net, baie dankie Tannie. Nog enige iemand wat oorgeslaan is met die wyn of die sap? Lyk vir my almal het dan gekry. Dankie julle kan julle plekke gaan neem. Vriende, dit is 'n voorreg vandag om hier met Pinksterfees saam nagmaal te kan gebruik, om hierdie tekens te kan vier. Maar te weet, dis nie net 'n teken nie. Dis ook 'n ontmoeting. Herinnering dat hierdie lewe meer het as al die seer wat ons so dikwels beleef.
En hier kom Christus en ontmoet ons vandag weer. En nooi ons uit om hierdie verlange vas te hou en dit uit te roep. Daarom het hy hierdie tekens ingestel. Die brood wat ons breek is die teken van Jesus se liggaam wat gebreek is ter wille van my en jou. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al ons oortredings. Die beker van danksegging, die wyn, die sap, is die herinnering aan ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot volkome versoening van al ons sondes. Here, wat 'n voorreg om vanoggend hier te kan wees en hierdie eenvoudige tekens weer te kan gebruik. Sonder fiteriasies, sonder 'n groot fanfare, maar tog die grootste en indrukwekkendste teken van alle tye. Die God wat hemel en aarde geskep het. Wat ons kon ontvang, wat homself gee ter wille van ons. Dankie Here, dat ons vandag weer hier kan onthou, dat U aangehardloop kom en die arms om ons gooi. Dankie vir die genade. Kom, Here. Ons begeer meer van U. Ons verlang. Amen. Vriende, ek dink ons kan sommer net hierso afsluit. Ons slotlied vanoggend, Tannie Elise, Tannie die woorde daar sal opsit vir ons. Kom kyk, kyk alles word nuut. Die Gees werk in my, die Gees werk ook in jou. Kom ons sluit af met hierdie lied. Ons sing dit staande en dan bly ons staande vir die uitspreek van die seën. Die God wat verlang, roep na ons en sê kom. Die lewenswater is verniet. Mag ons sy verlange deel. Mag ons dors na die lewende water, sodat ander ook na ons sal kyk en uitroep, kom, o Here. Vrede vir julle. Amen.